As jy enige iets wil weet van canola af, nee, Jan Botha, daar staan hy daar agter. Meer as 30 jaar se ervaring by Agricol en al die goede. So ons vind vandag uit, wanneer jy canola plant, hoe kies jy die regte cultivar, nommer 1. Wat is al jou risiko's tot op die einde? En, ons het 'n bietjie tips en tricks in die storie. Kom ons luister. Jan, hoe gaan dit? Goed, nee, baie dankie man. Het is lekker om hier op Nampo te wees. Nee, definitief, nee, en veral dan vandag is hom lekker matig, nee. Ja, gister was warm. Ek het vanmorgen gesê, ek soek iemand wat verstaan van canola af, toe sê nie, ek moet met jou praat, nee. Verduidelik my gou 'n bietjie, as ek canola wil plant, heel eerste ding, wat is daai ononderhandelbaar belangrike ding, waar begin ek? Weet jy, ek sal definitief begin by my cultivar keuse en ook die groep keuse. Ja. As 'n mens vat byvoorbeeld konvensioneel, is 'n groep op sy eie, met beperkte chemie wat 'n mens kan gebruik op dit, maar daar is tog sekere grasse wat 'n mens kan uitspuit. As 'n mens gaan kyk na die volgende groep, jou TT groep, jou triazine weerstabielende groep, dis 'n groep daai wat ook baie wyd in die area aangeplant word, dis nou eintlik in die hele Wes-Kaap. Ja. Uit die aard omdat mens atrazine kan spuit op die gewas, maar nog steeds, ek meen, kontak die naaste chemie konsultant vir 'n korrekte aanbeveling vir 'n mens nou. Wat die chemie en daai goeders aanbetref. Nou okay, opbrengsgewys, is daar 'n verskil tussen jou konvensioneel en die wat dan nou die atrazine geen en daai goeders in het, in terme van hoe jy op die einde van die dag uitkom, of gaan dit eintlik maar net oor bestuur? Weet jy, nee, daar is definitief 'n verskil. Kyk, 'n hele klompie jare gelede was daar seker omtrent 15-20% verskil in opbrengs tussen jou TT en jou Clearfield en jou konvensionele tipe. Maar deesdae met die beter genetika wat 'n mens kry van jou maatskappye uit Australië uit, is 'n mens nou deesdae op 10-12% verskil. So dit ja, baie ja. Maar daar is nog 'n beduidende verskil op die einde van die dag. Jou konvensioneel se saad's nou maar net goedkoper as wat die ander goeders is. Nie noodwendig goedkoper nie, maar elkeen het sy spesifieke plek waar mense hom nou sal aanwend. Kyk, daar's dan nog 'n groep, en dis daai Clearfield groep, wat mense nou die Shysure op kan spuit, so hy het ook sy plek. En natuurlik ook veral in hierdie gebied, as ons praat van die Suid-Kaap, is dit 'n cultivar daai wat 'n mens nou ondersaai met byvoorbeeld lucerne. So in ander woorde, jou eerste jaar met lucerne die kontant gewas, en dan onder droë land die res van die volgende 4-5 jaar staan die lucerne. Ja. So dit is in daai groep. En dan 'n hele splinte nuwe groep wat nou beskikbaar raak, is natuurlik jou CT cultivar. C is nou vir die Clearfield, T is vir triazine. So beide genetika is dan nou insluit in daai spesifieke cultivar. En dit help net met jou onkruidbeheer ongelooflik. Definitief so, want nou het jy die opsie, jy kan nou met die TT, kan 'n mens nou chemie gebruik, of met Shysure chemie gebruik, so definitief ja. Okay, wat is die grootste risiko as ek kom by canola? Wat is die eerste ding wat ook moet geslaan word? Weet jy, iets wat 'n mens nie vreeslik eintlik iets aan kan doen nie, is mos nou jou beskikbare vog met ontkieming, en natuurlik ook op 'n later stadium met blom. So dis hoekom ek altyd vir die produsente probeer aanbeveel is, jy moet maar gaan kyk na 'n pakket. Laat jy nie alles nou net medium groei seisoen cultivars plant nie. Jy moet daarom van jou kort groei seisoen cultivars ook plant. En dan kan 'n mens dit so aanpas op jou kampe waar jy byvoorbeeld jou meer droër kampe kort groei seisoen cultivars sal gebruik, en onder jou natter kampe. Is dit nie ook een van daai goeders dat dit eintlik maar altyd 'n goeie idee is om dit te doen? Al kan jy betyds inkom, jy dalk die toerusting en al daai goed, maar elke jaar is op die einde van die dag anderster. So jy gaan een jaar kry wat die een jou aflaai en die ander een jou beter hanteer ensovoorts, en die volgende jaar anderster om. Ja. So laat jy net
'n goeie distribusie van die klomp kry en dat jy 'n goeie gemiddeld het op die einde van die dag wat jy weet wat die waardeur die drif trek. Natuurlijk ja, nee, dit is belangrik. Definitief so. En dan 'n ander belangrike item is natuurlik ook pla en siektes. Ja. Wat 'n mens moet na kyk. Kyk, swartstam speel 'n geweldige rol. Ek meen wortels wat afsterwe, plante wat afsterf. Met dit so jy moet 'n cultivar plant met 'n goeie swartstam weerstand. Dis maar waarna die produsente basies kyk. En daar is nie noodwendig goed wie jy kan spuit vir swartstam nie. Jy kan nog steeds ja. Jy kan 'n mens dit gebruik, so dit is ook 'n opsie wat 'n mens kan gebruik. Maar jy wil eerste lyn van verdediging is half kry 'n ding wat bietjie weerstand het teen hom. Dis reg ja. Okay, en dan op watter stadium is hy gevoelig? Vir die jou swartstam wat hy basies deurkom. Dis eintlik op 'n baie vroeë stadium, is al op 'n 3 tot 5 blaar stadium. Moet 'n mens dit beheer, want so ek sê dit vroeë beheer is maar die beste ja. Okay, en sal jy aanbeveel dat die ouens klaar kyk na swamdoders en daai goeders wat jy op 'n vroeë stadium deurgee? Jy weet ek het nou die dag op die milies met 'n ou gepraat en hy sê toe jou een belangrikste komponent is om jou plant so lank as moontlik groen te hou, maak nie saak wat jy doen nie. Nou, ons kyk baie keer daarna om te sê, hoorie so, ek wil nie die swamdoders spuit nie, want dit kos my net 'n klomp geld, dalk 'n bietjie later inkom, maar dat dit beter is om 'n voorkomende ding te spuit, want jy kry nog daai werking van baie van die goed het mastrobeline en wat ook al nog in, daai nawerking om jou plant beter te laat fotosinteer en om die bene te gee in die langtermyn. Dit is korrek, dis eintlik baie belangrik ja. Want ek meen as 'n mens dit nie doen nie, ek meen jy moet jou plant skoon hou, want as jy vat nou in die jaar soos vir jaar, waar mens tot einde Julie, begin Augustus nog goeie reën gehad het, en ek meen jy moet die plant gesond hou. Ja. As jy dan begin onder stres ly, dan begin siektes uitbreek wat 'n mens mos nou nie wil hê nie. 'n Ander belangrike een is natuurlik ook, gepraat van pla, is natuurlik slakke. Ons in hierdie area wat in die Rand en Suid-Kaap area is natuurlik speel slakke 'n groot rol, veral met vestiging. Ja. Daar is mos nou baie maniere wat 'n mens dit nou meer kan behandel, is nou slakpille ensovoorts, maar wat eintlik baie belangrik is en wat ons mos nou eintlik poog is om 'n goeie klompie materiaal in die somermaande op die gronde te hê. En natuurlik ook 'n mens wil probeer om nou voor die winter eintlik jou oortollige onkruide weg te maak. Dat 'n mens al daai sogenaamde probleme met slakke, met die eiertjies en dit, dat 'n mens dit kan minimaliseer en dat 'n mens dit kan uitsorteer. Wat doen die slak? Kyk, wat die slak eintlik basies doen is hy is gulsig vir die lobblare, met ander woorde die eerste blare wat uitkom. Ja. Van jou plantjie, en dan jou eerste ware blare is sag. So hy soek dit. En dis deesdae nie net op canola nie, dis op jou klein grane ook. My wat jy dit kry. So en dan natuurlik, ek meen canola is te klein saadjie, so 'n mens moet maar net 'n gedagte, mos nou maar beperkte energie wat hy het. So as hy uitkom, as hy eerste blaartjies geëet het, dan dan begin jy nou met 'n probleem ja. Is dit black spot of een of ander ding wat iemand het my laas tyd so vinnig vertel van dit, hoe werk daai en wanneer is dit 'n issue? Het hulle my iets op die blommetjies gewys het hier by die pele, wat ek kan nie onthou presies lank terug. Ja, natuurlik ja. Met ander woorde, as 'n mens byvoorbeeld swartstam kry, ja, wat op jou stam is, en dan beweeg hy op en dan kry jy 'n mens later op jou boonste blare en natuurlik ook op jou pele. So dit is dis hy wat eintlik dan maar net opgaan. Nou mens moet ook natuurlik 'n gedagte hou, hoe natter die jaar is, hoe beter kans het 'n mens om swartstam te kan kry. Hoe droër dit is die klimaat uit 'n aard minder ja. So maar hierdie is plante skoon. En dan insekte, naaigoeders, behalwe nou die slakke.
Weet jy, ja, bolwurm, as hy nou uit die aard in die vroeë peelstadium begin ingaan, so dit is 'n probleem. Jy kry luise ook fisies op hom. En natuurlik ook die luiterigmot is ook 'n probleem. Medisinies die mot as sou ek sê, dis mos nou maar die tussenstadium van die larwe. En ja, dis maar basies dit. En sê vir my, maar al daai goeders kan jy daarom redelik chemies behandel en hom uitsorg. Ja, dit kan mens beheer, ja. Weer eens terug te kom, wat dink jy is die belangrikste komponent wanneer jy gaan canola plant om seker te maak jy kry daai een ding reg? Ek sal definitief gesertifiseerde saad gebruik. Ja. Gesertifiseerde saad is van kardinale belang. Dis nie nou net omdat jy wil geld maak nie, nee. Nogal nie. Nee, as 'n mens gaan kyk na data wat die departement bymekaar gemaak het, is omtrent vir 'n 4-5 jaar periode. Eerstens hulle gesien dis 'n laer opbrengs wat 'n mens kry, dat enigiets opgaan tot 20-25% opbrengs wat jy kan inperk. Ja. En natuurlik ook die ander belangrike sy is wat gebeur onder die grond. Kyk, nou gebruik jy daai cultivar weer 'n slag oor. Daar's nou swartstam weerstand die wat afneem en hoe lyk dit nou in die grond? Jy kan nie dit eintlik waarneem nie, maar daai jaar 2 of 3 dan kom jy agter dat die weerstandsgeen teen swartstam basies afgeneem het. So dis eintlik maar die twee grootste sal ek sê probleme wat 'n mens kan. En dan kry jy ook, ek meen want jy sit met 'n klein saadjie, jou seker maak jou ontkieming is reg, al daai goed, want as jy 'n klein persentasie op hom het wat nie lekker ontkiem nie, sit jy met 'n klomp saad op 'n hektaar wat op die einde van die dag nie reg opkom nie, is ek reg? Ja, dis nogal interessant as 'n mens praat van canola stande en dit. Kyk jy na canola stande is omtrent so enigiets van 1.8 na 2.5 kg op 'n hektaar. Die persone of produsente wat natuurlik nou die ongesertifiseerde plant op na 3 kg en selfs meer 3.5 kg. So jy moet nou maar ek wil nie sê morgentrof nie, maar jy plant nou teen 'n baie hoër digtheid om te kompenseer, ja. Maar my probleem met dit is ek wil eerder goed hê wat as ek terug gaan na mielies toe. Kom ons vat mielies, almal verstaan die mielies in 'n ry som, nê. Nee. Ja. Jou spasiering moet, en dit is wat ek die afgelope paar jaar geleer het, is jy wil hê jou interry spasiering is ongelooflik belangrik. So maar nou kan jy nou daai 3-4 kg gaan plant, maar jy is nie gegarandeer watter kom op nie. So nou sit jy met 'n heat 1, mis 3, heat 1, daai tipe van houe. Jou interry spasiering is daarmee heen en op die einde van as 'n mens kyk na byvoorbeeld pryse, dan is 'n sekere produkte bietjie duurder, maar nou kom jy agter, ek meen jy plant nou weer 'n bietjie minder van hom. Dit met ander woorde gaan alles oor die 1000 korrel massa en ander cultivars gaan jy weer af. Okay, so jy sê dan net al wat belangrik is op die einde van die dag is weet waarvoor jy betaal en dat jy seker maak dat dit wat jy in die grond sit die regte ding is. Dis reg, dis korrek.